Beter as verwagte produksiesyfers, 21 munisipaliteite het hulp nodig om hulle rampbestuur te verbeter en die Facebook-verkragter pleit skuldig op 2 aanklagte. Groei in Suid-Afrika se produksieuitsette het markverwagting oortref deur met 5,6% jaar op jaar in Augustus te groei van Julie se 6,2% daling. Die meeste markontleders het 'n verdere verlangsaming voorspel in die tweede grootste ekonomiese sektor. Volgens die jongste syfers deur Statistiek Suid-Afrika het die grootste groei voorgekom in die vervaardiging van motoronderdele en toebehore, gevolg deur voedselproduksie. Die Nasionale Ramprisikobeheersentrum het 21 munisipaliteite geïdentifiseer wat dringend bystand nodig het om rampe te hanteer. Onder munisipaliteite is ook 3 metrorade, onder meer die stad Johannesburg, Mangaung in die Vrystaat en Buffalo City in die Oos-Kaap. Dit het op 'n konferensie in Kaapstad aan die lig gekom waar die internasionale dag vir rampvermindering gevier is. Die waarnemende hoof van die sentrum, Modike Setusa, sê alle munisipaliteite sal binnekort moet voldoen aan minimumstandaarde vir die voorkoming of versagting van rampe. Hy sê hulle het swak rampbeheersentrums en het dus bystand nodig in die vorm van hulpbronne, sowel as die nodige toerusting om hulle te help om 'n vlak te bereik wat in ooreenstemming is met die nodige wetgewing. Een van die beskuldigdes in die Eugene Terreblanche moordverhoor, Chris Mahlangu, sê hy het nooit met sy baas oor onbetaalde lone baklei nie. Dit is deel van Mahlangu se weergawe wat deur sy regsverteenwoordiger, Gomotso Tlohane, aan die rondgaande hof op Ventersdorp voorgelê is. Die polisielid wat die inhegtenisneming uitgevoer het, Jack Ramonyane, het vroeër getuig. Mahlangu en 'n tiener wat albei op Terreblanche se plaas gewerk het, word beskuldig van sy moord. Ramonyane het getuig dat Mahlangu aan hom gesê het hy moes Terreblanche vermoor en dat hulle baklei het oor onbetaalde lone. Tlohane betwis dit, maar Ramonyane hou by sy getuienis. Die saak duur voort. Die sogenaamde Facebook-verkragter, Thabo Bester, het skuldig gepleit op aanklagte van verkrachting en roof op 2 Durbanse vroue vroeër vanjaar. Die 23-jarige het in die Durbanse Landdroshof verskyn op aanklagte van verkrachting en roof. Hy het talle ander name ook gebruik, waaronder Thomas Bester. Hy is vroeër die week in Alberton aan die Oosrand in hegtenis geneem. Hy word ook verbind met 'n moord en talle ander verkrachtingssake in Johannesburg en Kaapstad. Hy het na bewering jong vroue via die sosiale netwerk Facebook gelok met beloftes van modelkontrakte en hulle dan verkrag en beroof. Die saak is tot Vrydag uitgestel vir vonnisoplegging. Bester se regsverteenwoordiger het gevra dat 'n sielkundige verslag saamgestel word. Vroue sensusopnemers by die Rode Poort kantoor Wes van Johannesburg het 'n senior amptenaar daarvan beskuldig dat hy seksuele gunsies vra in ruil vir werk en bevorderings. Dit volg skaars 48 uur na 'n ander amptenaar by dieselfde kantoor in hegtenis geneem is vir die neem van omkoopgeld van jong mense wat werk soek. Hy moet nog in die hof verskyn. Intussen blyk die kantoor in chaos gedompel te wees met sommige sensusopnemers wat ontplooi is sonder dat hulle kontrakte onderteken het. Zimbabwe se president Robert Mugabe gaan moontlik party-amptenare ondersoek wat aan Amerikaanse diplomate gesê het dat hy prostaatkanker het. Die onthulling is gemaak deur die fluitjieblaser webtuiste WikiLeaks. Die staatsmedia berig dat 'n woordvoerder van ZANU-PF, Rugara Gambo, gesê het dat die president baie duidelik daaroor is dat die oorsprong en geloofwaardigheid van die inligting vasgestel word. Gambo sê ZANU-PF se sentrale komitee het die WikiLeaks kwessie bespreek en Mugabe is van mening dat sommige onthullings oordrewe is. In een van die boodskappe wat WikiLeaks onthul het, sou die hoof van die sentrale bank, Gideon Gono, aan 'n Amerikaanse ambassadeur gesê het dat Mugabe prostaatkanker het en dat dokters in 2008 gesê het hy het minder as 5 jaar oor om te leef. Die popster Michael Jackson kon nie 'n kragtige verdowingsmiddel wat tot sy dood gelei het self ingespuit het nie. Dit is die getuienis van die patoloog wat sy lijkskouing gedoen het. Dr. Christopher Rogers het aan die hof in Los Angeles gesê dit is meer waarskynlik dat Jackson se dokter Conrad Murray verkeerdelik te veel van die middel toegedien het om Jackson te help slaap. Rogers sê ook daar was nie 'n presiese maatinstrument in Jackson se kamer nie. Murray het onskuldig gepleit op onwillekeurige manslag.
Sy verdediging beweer Jackson het homself met die middel ingespuit. Ten slotte weer die hoofnuus. Groei in Suid-Afrika se produksieuitsette het markverwagting oortref deur met 5,6% jaar op jaar in Augustus te groei van Julie se 6,2% daling. Dit aan die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Neil Simon en Willie Labuschagne.